Goeiemôre, Radio Fynbos luisteraars. Die woord vandag wat ek vir jou wil voorhou, kom uit Handelinge 17, daar vers 28. Want in hom, dit is dan nou Jesus, lewe ons, beweeg ons en is ons. En die vraag vanoggend is, leef jy of bestaan jy? Wanneer dit hier by Dinsdag, Woensdag kom, dan sien ons so baie uit na Vrydag. En as dit hierso by Junie, Julie kom, dan sien ons so baie uit na vakansiedae. En wanneer ons ouer raak, sien ons weer uit na aftreedae. Ons bly die heeltyd uitsien na dinge. As ons kinders baie klein is, babas is, dan wens ons net hulle kan loop. Wanneer hulle loop, wens ons net hulle kan kleuterskool toe gaan. As hulle in die kleuterskool is, dan begin mens omtrent die tyd omwens. En so bestaan ons lewe uit, ek wens dit verby, ek wens dat verby. En voor ons kom kry, het ons net bestaan. Bestaan jy in die kerk waar jy is, of leef jy? Bestaan jy in die bediening waarin jy is, of leef jy? Bestaan jy in jou gesin waarin jy is, of leef jy? Bestaan jy by jou werk, of leef jy? Bestaan jy maar net as ouer, of leef jy ouerskap? Die grootste persentasie van ons oorleef net en leef nie. Die disippels gaan sit aan die Pesach-tafel en Jesus begin hulle kommuniën bedien. Nee, dit gaan toe nie meer oor hulle voorvaders wat uit Egipte uitgetrek het nie. Dit gaan oor wat hulle nou eet, sy bloed drink, sy liggaam eet. Dit gaan oor baie meer as waaroor hulle gedink het, die Pesach gaan. Hy is nie net ons verlosser, die Seun van God nie, maar hy is ons lewe. Hy is die een in wie ons beweeg. Hy is die een in wie ons is. Is dit nie ons grootste struggle nie? My oh my goodness. Ons stry oor sonde terwyl ons nie weet hoe om die lewe te kies nie. Ons staar ons blind teen die boom van kennis goed en kwaad, terwyl die boom van die lewe net anderkant die flikkerende, vlammende swaard is. Ek challenge jou, verander jou gewone stilte tyd tot 'n tyd van rejoice. The joy of the Lord is my strength. Is dit nie altyd so dat ons net rejoice en lofprysing doen wanneer dit goed gaan nie? Maar wat van die tye as dit sleg gaan? Soos wat Habakuk gesê het. Hy het gesê, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou daar geen oes wees nie, nogtans sal ek juig in die Here. Gebruik dan nie net gewone Pesach menslike tradisie offer van aanbidding nie. Daar die gewone nagmaal van eenmaal 'n maand en dan moet jy so ondersoek word nie. Maar kommuniën dat jou gees nie net begin lewe nie, maar ook wakker word. Dat jy nie net bestaan in hierdie dag nie, maar dat jy sal weet, in hom lewe ek, in hom beweeg ek en in hom is ek. En wanneer die bloed van Jesus die lewe in ons begin raak, dan begin ons vergewe, omdat ons vergeet, omdat ons besef onvergifnis maak dood. Wanneer die liggaam van Jesus se genesing, ons genesing raak, ons wonde genees, dan begin ons beweeg in die genesing wat God vir ons beplan het, toe Jesus vir ons so gewond is. En dan sê die woord vir ons, is ons verborge in God. Daar is ons weggesteek. Daar kan ons wegkry. Nie net om stil te sit en niks te doen nie, maar om vir Jesus te vra wie die weg, die lewe en die waarheid is. Laat my lewe in wat U vir my beplan het, en laat ek daarin vandag kan opstaan en 'n verskil maak. In Jesus naam. Amen.